Wat as elke plek wat jy hierdie week binne gaan, 'n bietjie beter af is, omdat jy daar was? Terwyl Israel in ballingskap onder onderdrukking leef, is dit hulle opdrag. Jeremia 29, bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. 'n Opdrag wat sê, floreer terwyl julle in ballingskap is. Werk vir die vooruitgang van die stad. Kan jy jou dit indink? Die Israeliete wou uit Babel ontsnap, en in plaas daarvan het God vir hulle 'n onverwagse roeping gegee. Hy het hulle beveel om vir die stad te bid en die vrede en die voorspoed van hierdie plek, hierdie mense, hulle in hierdie plek na te jaag. God het hulle nie net bloot gevra om te oorleef of om uit te hou nie. Hy het hulle uitgenooi om 'n seën daar te wees. Die Hebreëse woord shalom beteken veel meer as vrede. Dit beskryf heelheid, welsyn, voorspoed. God wou hê dat sy volk moet bydra tot die gesondheid van 'n stad, selfs al is dit die stad wat hulle pyn aangedoen het. Dit beteken tog hulle teenwoordigheid moes 'n verskil maak. En dieselfde uitnodiging is ons sin. Of jy nou by die werk of by die skool, dalk pas jy kinders op of help jy rondry. Dalk is jy 'n tuiste skepper, maar wat ook al jou werk is, daar is geleentheid. Elke interaksie kan 'n geleentheid wees om dinge 'n bietjie beter te laat as wat jy dit gevind het. Selfs as dit nie maklik nie. 'n Vriendelike woord kan 'n moedelose kollega opbou. 'n Eerlike besluit kan vertroue bou. 'n Oor wat luister, stadig luister en aandag gee, kan iemand herinner dat hulle saak maak. Getrouheid word dikwels gevind in gewone dade van liefde en integriteit. En as volgelinge van Jesus vra ons nie net, hoe kom ek deur nog 'n dag nie? Ons vra, Here, hoe kan ander floreer, omdat U my hier gesit het? Wat wil U doen deur my? Jy kan dalk hierdie week jou hele werksplek of woonbuurt so kyk en dink, maar ek kan nie hier verandering bring nie. Maar is dit moontlik dat as jy aandag skenk aan hoe die Here jou roep, jy een gesprek beter kan laat, een verhouding gesonder kan los, een persoon weer hoop gee? Dit kan saadjies word van God se koninkryk, dikwels op maniere wat ons nooit ten volle sal sien nie. So wat wil jy hierdie week doen? Hoe kan jy lief hê, soos wat Jesus lief het, daar waar jy is? Kom ons bid. Dankie Here, dat daar waar ons is nie hopeloos is nie, dat dit wat ons dag vul, kan sin hê, omdat U daar is, by ons is, en omdat U werksaam is. Help ons om U gehoorsaam te volg. Amen.